ons getallestelsel. Wat is die verskil tussen reël en nie reël? Wat is die verskil tussen rasionaal en irrasionaal? En hoekom maak ons daai verskille? Die getallestelsel. Nou ons ken die getallestelsel. Ons noem dit die desimale getallestelsel. Die desimale getallestelsel. Bloot net omdat hierdie desimale getallestelsel uit 10 getalle bestaan, enigiets van 0 tot 9. En toe gaan die slim mense en hulle klassifiseer of hulle deel hierdie getallestelsel in twee dele op. En dan noem die een kant 'n reële kant, wat ons nou nie in graad 8 en 9 in graad 8 hoef te ken nie, maar ons gaan dit net doen. In party skole hanteer dit al reeds in graad 8, so kom ons doen dit maar. 'n Reële kant en 'n nie reële kant, en ek gaan gou die afkortings hier inskryf. Die afkorting van reël is R en die afkorting van nie reël is R aksent. Okay. En ek wil ook net gou die verskil tussen die twee kry. Hierdie kant is eintlik die kant wat ek en jy ken as al die getalle wat bestaan. Hierdie kant hier is eintlik die getalle, as ek 'n getal in my calculator insit en hy gee vir my 'n error, dan weet ek hy bestaan amper half nie, maar jy moet nie so sien nie. Ons het net geklassifiseer as nie reël. Hier's 'n voorbeeld van iets. 'n minusgetal, kom ons sê minus wortel minus 4. As jy dit in jou calculator insit, dan wys hy vir jou error, bloot omdat daai tipe getal nie regtig bestaan nie. Maar ons klassifiseer dit wel, want ons gaan in graad 12 gaan ons daarmee kan werk, of ek dink ons dalk universiteit, hang van skool tot skool. So jy moet net onthou dat hierdie kant hier is my error getalle, die getalle wat ek en jy sien as wat nie bestaan nie. Daar's nog ietsie soos dit, as ek 'n getal vat op 9 en 'n breek, gaan jou calculator sê error, maar ons noem eerder hierdie breek met 'n noemer wat 'n 0 het, ongedefinieerd. Okay, so hou dit in gedagte, enige iets met 'n minuswortel, maar die minus moet binne in die wortel wees. Onthou, iets soos dit sal wel bestaan. Maar en dan ook, ons noem dit nie reël, en enige iets waar die noemer 0 is, noem ons ongedefinieerd. So kom ons maak 'n bietjie hierdie skoon. Net gaan hierdie alles uitvee vir ons. So ons het nou op 'n plek waar ons weet dat enige iets, en ek gaan net hierso skryf met 'n wortel, en in die wortel is daar 'n minusgetal. Daai is nie reël. Het ek net daai bietjie uitvee, ekskuusie. Net daai uitvee so, en net hierdie uitvee so. Nou, ons werk meer in graad 8 en 9 met hierdie kant wat wel bestaan, hierdie reële kant. Nou hierdie kant deel ons op in twee, en dis nou eintlik wat ons, nou ontdek ons nuwe woorde, goed soos rasionaal en irrasionaal. Gaan dit net so half afkort, dis nie die regte afkorting nie, maar die regte afkorting vir hierdie is vir rasionale getalle noem ons kie, en vir irrasionale getalle noem ons kie aksent. Nou dis meer waarmee ek en jy werk. So maar ons moet nou determine, hoe deel ek getalle op tussen daai? Wat gebeur met 'n getal dat ek hom kan dat ek hom moet klassifiseer? Wat is die verskil tussen die twee? Nou, hier is 'n paar voorbeeldjies. Ek gaan gou voorbeeldjie 1 doen, voorbeeldjie 2, voorbeeldjie 3. Dink 'n bietjie aan 'n getal soos die 0,3. Kan ek hom as 'n breek skryf? Nou in graad 7 wat jy geleer, daai word my teller, en omdat daar een plek is na die komma, gaan daar 1 0 wees. Ja, 3 op 10. So kan ek ook 0,21 sê, is easy, 21 bo, 2 plekkies na die komma, 2 nulle, so 21 op 100. Is iets wat hier gebeur. Ek en jy kan sien dat ons 'n desimale getal kan vat en in breekvorm skryf. Nou kan ons dit met alle desimale doen? Nee, wat van 'n desimaal soos die? Wat net aangaan, nou hier's allerhande random nommers, soos 4, 8, 5, wat ook al. Nou hier gaan vir ewig aan. Nou dis die probleem. Ek kan nie die nulle ondertel nie, want die goed gaan vir ewig aan. So hierdie kan nie as 'n breek geskryf word nie. So dis my tweede voorbeeldjie. My derde voorbeeldjie is getalle soos die 0,313, 313, 313, 313, en dit gaan vir ewig aan, 'n repeterende desimaal. Nou hierdie kan as 'n breek geskryf word. Ons doen daai bewys in graad 10, maar vir nou kan jy kan gaan toets op jou calculator, 31 op 99. Hoe mens dit eintlik doen is, as dit 0,31 was, 0,31
so sy desimaal sou 31/100 gewees het, maar die oomblik is die desimaal repeteer, dan sê ons, goed, nie op 100 nie, maar op 99. So dis die kort pad van dit, maar weer eens, ons hoef nie dit te weet die jaar nie. Eers in graad 10, kan jy net hier bietjie skoonmaak. So wat ons nou wel weet, is dat ons skryf partykeer desimale wat ek as 'n breek kan skryf, dan is daar desimale wat aangaan wat ek nie op 'n breek kan skryf nie, en dan is daar repeterende desimale wat ek as 'n breek kan skryf. En dis die verskil. Dis die groot verskil tussen irrasionaal en rasionaal. Rasionale kante, getalle, is getalle wat ek in breekvorm kan skryf. Irrasionale getalle kan ek nie in 'n breek skryf nie. So dis die groot verskil tussen die twee. So kom ons maak 'n bietjie skoon hier. Okay. So ons gaan nou kyk na 'n paar getalle en dan besluit ons, kan ons die getalle as 'n breek skryf of nie as 'n breek nie. Nou voor ons daarby uitkom, wil ek dalk net sê, in graad 7 het ons die eerste keer te doen gehad met natuurlike getalle, heelgetalle en telgetalle, natuurlike getalle en telgetalle en heelgetalle. Natuurlike getalle is mos getalle wat by 1, 2 en 3 ensovoorts is. Telgetalle is getalle wat by 0 begin. En hy gaan vir ewig aan. En heelgetalle is getalle wat hiervan minus infinity afkom en hy gaan aan -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 en het gaan aan tot en met infinity. So dis eintlik al die heelgetalle, minus en groot. Nou hierdie het ons gedoen in graad 7 dink ek. Nou hulle is ook deel van hierdie rasionale groep, want jy moet onthou 'n getal so sê net maar 12, kan ek 12 as 'n breek skryf? Ja, 2 op 1. So kan hom ook as heel, so enigeen van hierdie heelgetalle, kan ek 3 op 'n breek skryf? Ja, 3 op 1. Kan ek byvoorbeeld -3 op 'n breek skryf? Ja, -3 op 1. So ek kan al daai getalletjies op breuke skryf. En dis hoekom hulle rasionaal noem. So ek gaan net gou weer hierdie pad uitvat, net om 'n bietjie spasie te maak. So ons het nou 'n scenario waar ons getalle op breuke kan skryf en ons noem dit rasionaal, en dan het ons getalle wat ek nie op 'n breek kan skryf nie en ons noem dit irrasionaal. Okay, nou onthou nou dit. Nou hier is nou 'n tipiese oefening wat ons nou gaan toets. Nou ek moet dan sê in graad 8 gaan ons nie sommer werk met reëel en nie reëel nie, soos daarbo aangewys. Maar vir die maar party skole doen dit. So ons gaan dit net doen. So hier is die vraag. Hulle sê vat hierdie getal hier, hierdie 0,2 en 3 en klassifiseer hom. Jy moet nou sê, is hy reëel? Nou hier is reëel. Is hy reëel? Ja, hy bestaan. So as hy bestaan, sal hy definitief nie daar wees nie. Kan hy op 'n breek geskryf word? Ja, die breek is 0,2 en 3 kan op 'n breek geskryf word, 2 en 3 op 1000. So hy kan as 'n breek geskryf word. Dit beteken hy gaan nie daar wees nie. Is hy natuurlik? Nou die probleem is, natuurlik tel en heelgetalle kan nooit kommas in hê nie. So hulle is nêrens daar nie. En so gaan ek elke lyntjie doen. Ek gaan jou wel 'n ander manier leer om dit te doen. Wat baie makliker is, en dit gaan jou weer hou van stupid foutjies maak. Wat ek net gaan hier uitvee, ekskuusie. Ek gaan daar uitvee. Okay. So wat ons gaan doen is, ons gaan gou kyk na hierdie kolommetjie hier, en hierdie kolommetjie hier, die R en die R-aksent. Omdat R is getalle wat bestaan, R-aksent bestaan nie. Nou dink 'n bietjie, wortel 64 bestaan hy, yes. Die derde magswortel van 64 bestaan dit, yes. Sit in jou calculator as jy onseker is, as hy error gooi, dan gaan ons aan die ander kant merk. 0,31 repeterend beteken 0,31111111 bestaan hy? Natuurlik. 0,2 en 3 bestaan hy? Jep. 0 bestaan. X op X. Dan, dink 'n bietjie, wat is 3 op 3? Ons het dit 'n hele genoem. So wat sal X op X wees? Is ook 'n hele. Ja, so hy bestaan ook. Cool. Minus 3,5. 'n gemengde breek. Ja, hy bestaan. 11 op 3 bestaan hy. Yes. En omdat ons oral regmerkies het, kan ons nou met sekerheid hierdie gaan toemaak en sê omdat hy by R is, kan hy definitief nie by die R-aksent is nie. Ek net 'n bietjie skoon maak. So ons begin, ons werk af met ons kolommetjies. Ons doen eers die R en dan die R-aksent. Nou gaan ons
die kie doen, die kie en die kie aksent. Nou die kie is die breekkant en die nie breek. So ons sê vir onsself, kan 0,2 en 3 bebreek gaan? Maar ja, is easy. 2 en 3 op 1000. Daarom, ons het hom klaar gemerk. Wat van wortel 64? Nou kom ons kyk iets wat die antwoord, wat sê vierkantswortel van 64? 8. Kan 8 as 'n breek geskryf word? Yes. So hy kom definitief daar. Wat is die derde magswortel van 64? Kyk op die kalkulator, 4. 4 kan bebreek geskryf word. Kan 0,31111 as 'n breek geskryf word? Ons het wel gesê, enige repeterende breek kan as 'n breek geskryf word. So hy kan. 0,213, hierdie enetjie hier. Kan hy as 'n breek geskryf word? Nee. Hy is een van die breuke wat aangaan, so hy kan nie as 'n breek geskryf word nie. Kan 0 as 'n breek geskryf word? Dit is 'n bietjie van 'n vangplek. Yes, hy kan, solank die 0 net bo is, as 'n teller is, kan hy as 'n breek geskryf word. Definitief. Kan die getal 1 as 'n breek geskryf word, want x op x is mos 1. Yes. Kan -3 en 'n half as 'n breek geskryf word? Hy is al reeds 'n breek. En 11 op 3, hy is al reeds 'n breek. So nou het ons het nou al ons R gedoen en ons R aksente. Ons het nou al ons kies gedoen, wat beteken ons breuke getalle, ons rasionale getalle. En al wat ons nou moet doen is, omdat hy by kie is hy nie by kie aksent nie. Hy is nie by kie aksent nie. Hy kan nie rasionaal en irrasionaal wees nie. Hier het ons al gemerk as hy kan nie rasionaal wees nie, so nou weet ons hy is irrasionaal. So nou maak ons net ons kruisies toe waar ons kan tog net die een kies of die ander. En nou wil ek jou ietsie leer. Enige desimaal, soos hierdie 0,31 daar, gaan trek nou dadelik kruisies deur. Natuurlik jou tel en jou heelgetal. En so ook by 0,2 en 3 trek kruisies reg deur, want hulle kan nie daar wees nie. So kan 'n breek ook nie daar wees nie. Hierdie breek, hy kan nie daar wees nie. Enige breek in desimaal kan nie by n natuurlik en by heelgetalle wees nie. En so ook hierdie breek. Hier is ook 'n breek, maar hy's vreemd, want hy gee vir my, want x op x is 1, nou 1 is nie eintlik 'n breek nie, so ons gaan hom net 'n bietjie terughou. So nou is al ons desimale gemerk, as hulle kan nie in die laaste 3 kolommetjies kom nie. En wat ons nou gaan doen is, ons gaan nou net die balans van hierdie goed invul. So kom ons kyk eers gou na die vierkantswortel van 64, wat ons weet is 8. Is 8 'n natuurlike getal? Ja, want natuurlike getal is 1, 2, 3, 4 tot by 8. Telgetalle, begin by 0, 1, 2, 3, hy's daar, en hy gaan ook in die einde wees. Die derde magswortel van 64, dis 4, so hy's daar definitief, en daar definitief. En 0, 0 is nie 'n natuurlike getal nie, want natuurlike getalle begin by 1, so hy's nie daar nie, maar hy's wel by telgetalle, definitief by heelgetalle. En die getal 1 hier by x is 1, en 1 is 'n natuurlike getal, hy is ook 'n telgetal, en hy is ook 'n heelgetal. Nou dis die maklike manier om hier te doen, om letterlik, gaan net gou weer vir jou opsommingkie wys, letterlik om, ek het na 'n ander kleur gaan, eers my R te doen, en merk jou kolommetjies af, en dan doen ons my kies, doen die kies, en ons doen die kolommetjies af. Dan gaan ek daarna, ek gaan trek al my desimale hierso dood in die einde, my desimale, en enige iets wat breuke is, trek het dood. Wees op die uitkyk vir iets soos daai, wat 'n heelgetal vorm, en dan van daar af complete ons net die stukkies wat uitstaande is. Hier was oop kolle gewees, hierso, ek dink hier was 'n oop kol, hier was 'n oop kol daar, al hierdie oop kolle wat was, dan maak ons net dit klaar, maar dis nou bloot graad 7 werk, dan is net hulle klaar gemaak, so ek dink dit maak dit baie makliker. Doen eers die R aksent, dan die kie aksent, dan natuurlik tel en heel. Ek hoop dit maak sin.